Môre, dis donderdag die 13de November en mag die vrede van God die Allerhoogste vandag jou hart stil maak. Vandag klim ons in Genesis 14, die eerste oorlogstoneel in die Bybel. 'n Wêreld waar konings opstaan, sede sidder en God se hand stil maar seker beweeg. Ons hoofteksgedeelte is in Genesis 14 vers 1 tot 7. 4 konings uit die ooste, Amrafel, Arioch, Kedorlaomer en Tidal. Hulle is nie plaaslike hoofmanne nie, hulle is oosterse heersers, vas, gehard, militêr en gedissiplineerd. Vir 12 jaar dwing hulle die Jordaanstreek om hulle te dien. In die 13de jaar breek die stede se geduld. En in die 14de jaar keer die oosterse konings terug en die grond sidder onder hulle voete. Vers 5 tot 7 noem elke volk wat hulle verpletter. Die Rafaïte, die Sassite, die Emite en die Heroïte. Die Bybel noem dit nie vir versierings nie. Dit wys hoe wyd en sterk hierdie mag is. Dit is 'n volledige oorlogsveld. Van die hooglande tot vlaktes, van stede tot woestynrande. Hulle breek elke grens en elke stam val. In hierdie toneel word God se naam nog nie genoem nie. Maar kyk mooi hier. In hierdie hele toneel word God se naam nog nie genoem nie. Dit beteken nie hy is afwesig nie. Dit beteken net die wêreld beweeg, maar hy kyk. Genesis 14 wys hoe God die wêreld se beweging gebruik om sy plan met Abraham voor te berei. Die mag van die ooste lyk onstuitbaar, maar hierdie hele storm dien God se doel, dat Abraham se geloof getoets en geopenbaar sal word. Voordat Abraham iets doen, wys die Bybel vir ons, geen koning is te groot vir die Allerhoogste nie. Daar is 'n spanning wat bou. Die storm beweeg in die rigting van die plek waar Lot woon. Die wêreld se mag kom nader aan Abraham se familie, maar dit kom nie nader aan God se troon nie. Hier lê die diepte van hierdie toneel. Die Rafaïte, Emite en Horiete was gevestigde volke. Hulle het geskiedenis, vestings en berge gehad. Mense het oor hulle krag vertel, maar almal val. Hulle val vinnig. Hulle val sonder dat die teks spanning maak. Die skrywer van Genesis wys, as hierdie volke sterk soos hulle is, nie die oosterse konings kan keer nie. Hoe klein lyk Abraham se 318 manne in vergelyking? En dit is die punt. Die 4 konings is nie te groot vir God nie. Nog voordat Abraham eers op die slagveld verskyn, leer die Heilige Gees ons, hierdie oorlog behoort nie aan mense nie. Daar is 'n groter hand op die toneel, die hand van God, die Allerhoogste. Vir mense lyk dit soos 'n politieke oorlog. Vir God is dit 'n voorbereide weg, 'n pad wat oopmaak vir 'n man van geloof. Nou kom ons bring dit in vandag se konteks. Soms voel die wêreld se bewegings groot. Die nuus, oorloë, ekonomie, dreigemente, kulture. Maar Genesis 14 sê vir ons, al hierdie dinge van die wêreld is nie in mense hande nie. Die Allerhoogste hou die geskiedenis soos 'n potter sy klei vashou. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemele, laat U naam geheilig word in ons denke en ons vrese. Laat U wil geskied in hierdie wêreld soos in die hemel. Here, wanneer groot dinge om ons beweeg, help ons om nie bang te wees nie. Help ons om te onthou dat U sien en U weet en U regeer. U is die Allerhoogste. Niks en niemand staan bo U nie. Geef vir ons vandag wat ons nodig het. Vergewe ons waar ons die wêreld groter as U gemaak het. Lei ons nie in die versoeking om met mense mag te vertrou nie, maar verlos ons van die kwaad. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Wêreldmagte gaan beweeg. Konings gaan kom en gaan. Maar God, die Allerhoogste, sit vas op sy troon. Jesus is jou veiligheid. Die Heilige Gees hou jou hart gelukkig en stil. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.